Die werkwoord. Daar is 4 aspekte van die werkwoord waarna ons gaan kyk. Eerstens, die hoofwerkwoord. Die hoofwerkwoord kan alleen in die sin staan en betekenis dra. Byvoorbeeld, oefen, leer of slaap. Die hoofwerkwoord kan oorganklik gebruik word. Dit beteken dat die aksie of die werkwoord van die onderwerp in die sin af oorgedra word, oorgaan na die voorwerp toe. Hy oefen atletiek. Om te toets of 'n werkwoord oorganklik is, vra ons die vraag wat. Wat oefen hy? Ons antwoord is, hy oefen atletiek. Dus weet ons dat daar 'n voorwerp is in hierdie sin en gevolglik kan sê dat oefen oorganklik gebruik word. Want, om te bevestig, die aksie gaan oor van die onderwerp af wat hy is, oor na die voorwerp toe wat atletiek is. 'n Hoofwerkwoord kan ook onoorganklik gebruik word. As ons sou sê, hy leer hard, en ons vra nou die vraag, wat leer hy, sal ons nie 'n antwoord kry nie. Dit beteken dat leer in hierdie geval onoorganklik gebruik word, omdat daar nie 'n voorwerp in die sin is nie. Onthou, om te weet of daar 'n voorwerp is, moet ons die vraag vra wat, en as ons dan 'n antwoord kry, sal daar 'n voorwerp wees. Maar in hierdie geval is daar nie, en daarom is dit 'n onoorganklike werkwoord. 'n Hoofwerkwoord kan ook skeibaar wees. Dit beteken, of die sinoniem daarvoor is 'n deeltjie werkwoord. 'n Voorbeeld daarvan is byvoorbeeld die woord optree. Optree bestaan uit 2 stamme, naamlik op en tree. Hoe ons weet dat dit 'n skeibare werkwoord is omdat ons hierdie woord, hierdie 2 stamme, ook in 'n ander volgorde kan gebruik. Ons kan sê, hy tree op as skeieregter, of hy tree op by die kompetisie. Ons kan ook sê, optree in die verlede tyd skryf en sê, hy het opgetree. Dis word die 2 stamme geskei met die woordjie ge, of met die setsel ge. Maar 'n hoofwerkwoord kan ook onskeibaar wees, wat beteken dat dit nie geskei kan word nie. 'n Woord soos ondersteun bestaan ook uit 2 stamme, maar ons kan dit net as een woord gebruik. Ons kan nie hierdie 2 stamme apart van mekaar gebruik in dieselfde konteks nie. Waar ons met optree kon sê, hy tree op, kan ons nie met ondersteun sê, hy steun onder nie. Dit maak nie sin nie. Dus is ondersteun 'n onskeibare werkwoord. Dan kry ons in die tweede plek, naas hoofwerkwoord, kry ons 'n koppelwerkwoord. 'n Koppelwerkwoord koppel die onderwerp van die sin met die res van die sin of met ekstra inligting. Dit moet gevolg word deur nog inligting en kan nie op sy eie staan nie. Dit is woorde soos is, was, word, lyk, skyn, blyk, heet, raak, voorkom, bly, klink en voel. As ons kyk na die sin, Quentin is 'n uitmuntende kolwer, dan kan ons sien dat is die onderwerp van die sin, naamlik Quentin, koppel met die beskrywing wat daar volg. Ons kan nie net sê Quentin is nie. Dit maak nie sin nie. Quentin is 'n uitmuntende kolwer. So, die koppeling of die skakeling wat gebeur hierso is tussen die onderwerp en 'n beskrywing wat volg. Ekstra inligting. Ons kan ook die woord word gebruik en dan sê Quentin word as 'n uitmuntende kolwer gesien. Net om weer te kyk na die woorde wat as koppelwerkwoorde gesien word, is
was, word, lyk, skyn, blyk, heet, raak, voorkom, bly, klink en voel. Let op dat van hierdie woorde ook ander woordsoortelike funksies kan hê, afhangende van die konteks van die sin. En daarom is dit so belangrik om 'n hele sin te lees voordat jy besluit watter woordsoort die woord is. Ons kry in die derde plek kry ons hulpwerkwoorde. Ons kry hulpwerkwoord. Die hulpwerkwoord gaan altyd saam met 'n hoofwerkwoord. En ons kry hulpwerkwoord van tyd, vorm en wyse. Die hulpwerkwoord van tyd is het en sal. Dit dui vir ons verlede tyd of toekomende tyd aan. Byvoorbeeld, ons het hard gewerk. Daardie het dui vir ons aan dat die sin nou in die verlede tyd staan. Die aksie het in die verlede tyd plaasgevind. Of ons sal hard werk. Die sal dui vir ons aan dat dit in die toekomende tyd geskryf is en in die toekoms gaan plaasvind. So dit is 'n hulpwerkwoord van tyd. 'n Hulpwerkwoord van vorm dui net vir ons aan dat die betrokke sinne in die lydende vorm geskryf word. Byvoorbeeld, die vraestel word deur die onderwyser opgestel. Word dui vir ons hier aan dat dit in die teenwoordige lydende vorm geskryf word. Of teenwoordige tyd lydende vorm geskryf word. In die bedrywende vorm sou dit gewees het, die onderwyser stel die vraestel op. Maar hierdie sin begin nou met die voorwerp van die sin, die vraestel, en daarom gebruik ons word. Die vraestel is deur die onderwyser opgestel, is die lydende vorm in die verlede tyd. Dit in die bedrywende vorm sou dit gewees het, die onderwyser het die vraestel opgestel. Maar hierdie is dui vir ons aan dat ons besig is met die lydende vorm. Dus is en word kan afhangende van die konteks van die sin dan hulpwerkwoorde van vorm wees. Hulpwerkwoorde van wyse dui vir ons ingesteldheid of houding aan. Byvoorbeeld, ek moet goed doen in die toets. Daardie moet dui vir ons aan dat daar nie 'n keuse is nie. Ek kan goed doen in die toets, sê vir ons dat daar 'n moontlikheid is. En ek wil goed doen in die toets, sê vir ons dat daar 'n bereidwilligheid of 'n begeerte is om goed te doen in die toets. Die infinitief. Die infinitief word altyd herken deur die woorde om te. Byvoorbeeld, om te verf, om te lag, om te droom.